Môre is te laat. Nou, dit klink vreeslik, maar as jy daarin dink, dit is eintlik iets maar wat praktiese advies is wat gegee word vir jong mense. Wel, vir enige persoon eintlik. Môre is te laat, begin vandag. Moenie wag om te begin met iets wat jy graag wil doen nie. Nou, of dit nou 'n projek is wat jy wil aanvat, of dit 'n nuwe ding is wat jy wil leer, of dit dalk iets groot is wat jy wil verander in jou lewe. Jy weet, jy wil dalk miskien 'n besigheid begin, of jy wil iets groot doen. Moenie wag om te begin nie. Begin vandag. Al vat jy dit net, jy weet, soos my vorige video het ek gesê, vat dit stapie vir stapie. Al begin jy met klein stappies. Begin net iewers. Daar is hierdie vreeslike mooi gesegde wat Maxwell gesê het, dis nou in Engels, en dit is die beste, wel ek gaan dit in Afrikaans sê, die beste tyd om 'n boom te plant was 20 jaar gelede. Die tweede beste tyd om 'n boom te plant is vandag. Nou, dit is ingewikkeld, want ons het al hierdie aspirasies, ek het al hierdie aspirasies wat ek wil bereik, en miskien is jy dieselfde. Daar's al hierdie goeders wat ons wil doen, al hierdie verskillende projekte wat ek wil aanpak, en die verskillende dinge wat ek wil doen in my lewe, verskillende skills wat ek wil leer, maar dit voel vir my asof daar net te veel is. En wat belangrik is natuurlik om te prioritiseer, maar wat meer belangrik is, dit is om te begin. Begin met die goeders wat vir jou belangrik is. Begin met die goeders wat jy mee wil begin. Moenie wag nie. Al begin jy net met navorsing. Gestel, jy wil 'n besigheid begin. Moenie wag nie. Begin vandag. Begin met navorsing. Begin te dink, hoe gaan ek dit doen? Prakties, wat gaan ek doen om dit te finansier? Hoe gaan ek dit maak werk? Waar gaan ek die tyd kry vir al daardie tipe goeders? Al begin jy net te dink aan daardie goeders, dit is 'n belangrike stap om daardie projek, om daardie besigheid, om daardie ding wat jy te wil doen, te begin. Nou, dit is ongelukkig hoe dit werk in die lewe is. Ons moet sade plant en ons weet nie noodwendig of daardie sade gaan opkom of nie. Dit werk so met enigiets in lewe. Jy kan sade plant vir 'n besigheid, jy kan sade plant vir 'n boom daar buite. Ons weet nie of daardie sade gaan groei of nie, maar die beste wat jy kan doen, is jy kan probeer. En moenie wag om te begin nie, moenie wag om te probeer nie. Begin vandag, begin klein. Moenie dink dat, ek het nou hierdie verskriklike aspirasies en hierdie verskriklike goeders wat ek wil bereik, en dit gaan vreeslik wees om dit nou te doen nie. Dink liewer aan, prakties, hoe kan ek begin? Waar kan ek begin? Wat kan ek doen nou wat 'n groot impak gaan hê later? Wat kan ek doen nou net om ten minste te kan begin? Nou, ek weet nie wat jou aspirasies is nie. Ek weet nie noodwendig wat jy wil bereik nie. Daar is so baie goeders wat, soveel verskillende mense wil doen. Maar wat ek wel weet is, môre is te laat. Begin vandag. En selfs al begin jy nie vandag nie, begin net iewers. Kyk, ek sê nie môre is te laat, so moet dit dan nie doen nie. Nee, dit is glad nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, begin iewers te en as jy nie vandag tyd kry vir dit nie, doen dit dan nou môre, doen dit dan nou oormôre, maar moenie wag nie. Moenie wag 10 jaar, 20 jaar, 15 jaar, al daai tipe goeders. Op die einde van die dag gaan jy net wees van, ek wens werklik ek het vroeër begin met hierdie ding. Ek het vroeër begin om goedertjies te doen. So 'n praktiese voorbeeld vir my byvoorbeeld is, ek wens nou dat ek vroeër begin het met hierdie kanaal. Ek wens dat ek vroeër begin het om, hierdie Afrikaanse video's te maak, maar ek het nodig gehad om werklik 'n bietjie, as ek nou die Engelse woord moet gebruik, 'n journey te stap, om te kom waar ek nou is. Ek het nodig gehad om praktiese skills te leer, om goedertjies te leer, hoe om hierdie video's te maak, en wat om te sê, en so voort en so voort. So dit was maar 'n proses, maar daar was goeders gewees wat ek gedoen het, daai tyd, wat nou 'n impak het, wat vir my nou baie beteken, wat vir my nou, wys, great, jy kan nou hierdie video's maak, as gevolg van goeders wat jy geleer het, as gevolg van jou storie. En ek wil hê, jy moet asseblief begin dink aan, wat kan ek doen om my drome 'n realiteit te maak? Nou, ek sê nie noodwendig, jy gaan die volgende biljoenêr wees, of die volgende groot sanger wees, of enige van daardie goeders nie, want dit is sade wat ons plant, maar daardie sade kan vrug dra of dit kan nie. Die lewe is maar onseker, die lewe is maar willekeurig. Daar is goeders wat kan gebeur en wat nie kan gebeur nie, en
die ding is, ons moet maar net seker maak dat ons beste probeer. Ons moet maar net verseker dat ons ten minste probeer. Want op die einde van die dag is dit al wat ons regtig kan doen. Ons kan ons bes probeer. En as ons bes gegee het, kan ons op die einde van die dag sit, ons kan ontspan en ons kan sê, weet jy wat, ek het probeer en dit is wat belangrik is. Dit is wat werklik belangrik is. Nou, as ek sê, moenie wag om te begin nie, begin vandag met die projek wat vir jou belangrik is. En ek wil die vloer oopmaak vir jou nou en net sê, jy weet, in die comments van hierdie video, skryf neer, ek wil graag X ding bereik. Sê nou maar, ek wil leer om te sing, of ek wil leer om te teken, of ek wil 'n besigheid begin. Sit dit neer, want as jy dit nou in die comments neerskryf, maak jy soort van, dis nie 'n commitment noodwendig nie, maar jy sit dit uit in die wêreld. Jy sê, dit is wat ek wil doen. Ek wil graag hierdie ding doen. En daar's natuurlik ander mense wat dit gaan lees en jy voel dalk 'n bietjie simpel. Dit voel 'n bietjie simpel om dit te doen, want nou dink jy, ag nee, nou gaan al hierdie vreemde mense wat ek nog nooit in my hele lewe van gehoor het nie, nou lees wat my aspirasies is. Weet jy wat? Op die einde van die dag kan jy ten minste sê, ek het die eerste stap geneem en daardie eerste stap was gewees om te sê dat ek wil X ding bereik. Moenie bang wees om jou drome te jaag nie, want weet jy wat, op die einde van die dag het jy niks om te verloor nie. As jy begin met niks nie, en jy werk tot iets, ten minste kan jy eventueel daardie iets bereik. Nou daar is ook natuurlik 'n gedeelte om te sê, wees realisties, verstaan, jy weet, verskillende tipe goeders, en dit kom nou weer neer op die ding wat ek gesê het, kyk, jy gaan dalk nie 'n miljonair wees nie, of 'n biljonair wees nie, of jy gaan nou nie die grootste sanger wees in hierdie fantastiese sangkompetisie nie, maar ten minste is dit iets wat jy kan bereik op die einde van die dag, waarop jy kan terugstaan en waarop jy kan trots wees. Begin iets waarop jy kan trots wees. En ek dink dis maar die kern van die boodskap van vandag se video is, begin iets waarop jy kan trots wees, en plant die sade vandag, want as jy nie die sade vandag plant nie, dan, jy weet, dan gaan hulle nooit groei nie. As ons nie sade in die grond sit nie, dan gaan nie groei nie. Dit is maar net hoe dit is, dit is hoe lewe werk. Maar as ons sade plant, dan eventueel sal dit verander aan iets groot. Eventueel sal dit iets meer word. So, begin vandag. Moenie wag nie. Vat dit aan. Al begin jy net met navorsing vir die ding om te werk. En as die navorsing wys, jy weet, dit wat ek wil doen, gaan nie werk nie, great, dan het jy ten minste 'n realistiese antwoord gekry, en dan kan jy die volgende ding aanpak, en die volgende sade begin plant. Dit is waar dit gaan, is om konstant te groei, konstant te verander, en konstant meer te probeer wees. So, ja, dit is hierdie video. Ek wou maar net gesê het, moenie wag om te begin nie. Begin vandag, plant daardie sade, en ek kan nie wag om te sien, jy weet, hoe jou lewe verander, en waar jy is oor 10 jaar nie. 10 jaar voel soos 'n lang tyd, maar jy kan vir enigiemand vra wat 'n bietjie ouer is. 10 jaar gaan baie vinniger verby, as wat jy dink. Dit doen werklik. En die goeders wat ons nou begin, gaan natuurlik 'n groot impak hê later. En daar's baie dinge wat kan kom in die wêreld, maar daar's baie dinge wat kan kom op enige tyd. Maar ons moet net ons beste probeer. So, vandag, probeer jou beste. Baie dankie dat jy hierdie video gekyk het. Klik asseblief op daardie like en daardie subscribe. Klik asseblief op daardie like en daardie subscribe knoppie. Dat ek nou heeltemal ek weet nie wat daar fout gegaan het nie, maar dit het gebeur. In elk geval, baie dankie dat jy gekyk het, en ek hoop jy het 'n absolute fenominale dag verder. Tot volgende keer, hou die blink aan bo. Bye!